My ma het alweer gisteraand vir my gesê, sy verwag my punte moet skitter. Regtig? Weet sy dan nie graad 11 kom nie toegedraai in 'n Kersmispakkie nie? Dit kom met laat aand nat gehuilde handboeke. En 'n oordosis gevlekte Red Bulls. Elke keer dreig ek om skool te verlaat en 'n skaapboer te word. Maar die ding is, elke traan is 'n bewys dat jy probeer. En elke moedeloos is in der waarheid 'n stap vorentoe. En iewers tussen paniek en plakke sjokolade, groei jy. Dames en here, diamante word onder druk geskep, en so ook ons briljante tieners. Medetieners, dit verg wel opoffering, en vreeslik baie daarvan ook. Dinge soos lekker, liefde en kuierleier word vervang met leer, Levitikus en leiding. Met ander woorde, jy spandeer al jou tyd agter die boeke, ontvang preke van jou ouers en onderwysers, en dan lang lei jy. Maar sou jy nie deur hierdie drukproses gaan nie, kan jy opeindig soos 'n boereworsrolletjie, sonder boerewors, sonder substansie. Sonder harde werk kan jou toekoms op 'n maandagoggend soos 'n taxi staanplek lyk, chaoties, stampvol en vinnig op pad na nêrens. Jy sien, voorsitter, die wentelbaan van opofferings is maar 'n stamperige rit, maar deel van die reis na die sterre. Vandag bewys ek, Lanay Floor, Didi Prinsloo, Leandra Smit en Xavier Potgieter. Om die pot te laat prit, sal 'n paar eie eers moet huil. Vanaf ons nederige, oorwerkte graad 11 planeetjie sien ons opofferinge in die volgende 3 bane. Didi argumenteer oor die slapelose baan. Jou brein probeer byhou by 'n kafeïengedrewe ruimteskip. Leandra verklaar die foonlose baan. Jy is amptelik seinloos vasgevang in 'n wifi verduistering. En Xavier bespreek die statuslose baan. Jou enigste cool is die waier teen die dak. Didi, jy redeneer vir sukses sal ons die snoesige bed moet verruil vir 'n sarkastiese studeertafel. Dis reg, ja. Jou lesenaar is binne in die kafeïengedrewe ruimteskip en jou brein moet maar net byhou. Dit laat my dink aan die woorde van die voormalige FSA-president, Thomas Jefferson. Offer hier slaap op, maar noem dit voorspoed. Is hy reg? Lanay, al is dit nie wat tieners verhoor nie, jip, die oom is reg. Eerstens, 'n bed bou nie breinselle nie. Vriende, jou bed is jou beste vriend na 'n lang dag, maar dit kan jou nie die kwadratiese formule leer nie, of hoe om 'n parabool te oorleef nie. Dis nou jammer. As jy drome wil najag, moet jy eers uit droomland kom. In die boek Hardloop jou eie wedloop deur die mentor Pieter Fourie skryf hy: sukses is nie toeval nie. Dit is die gevolg van volhoude harde werk, selfs wanneer niemand kyk nie. Sukses beteken ook nie wen nie. Dit beteken nie opgee nie. Uithou en aanhou. Verby jou moeg. Net aanhou sloeg. Al staan my bed op 3 pote en die 4de een wink vir my. Tweedens is dit jou mislike wiskundeboek wat jou toekoms ontsluit. Dames en here, dis nou een ding van 'n wiskundeboek. Dit het 'n goeie houding. Dit mompel onverstaanbaar. En kom sonder enige genade. Maar daarin lê die sleutel tot jou universiteitsdoeltjie, jou toekomstige loopbaan en dalk eendag jou eie bed met ekstra kussings. En 'n verhitte kombers. Selfdissipline, hardwerkendheid en deursettingsvermoë. Dit is durf. Lei die Marula Media skrywe van 11 November 2022. Dr. Jeanette de Klerk Luttig, 'n opvoedkundige van Stellenbosch, meen net in die woordeboek kom sukses voor werk. Nêrens in die werklike lewe nie. Niemand wat ware sukses bereik, weet nie van selfdissipline en vasbyt nie. Vasbyt, Afbyt. Uitgebyt. Laastens, harde stoele bou sterk karakters. Wel, Didi, as jy enigstens praat van my klasstoel, moet ek vir jou sê, ek is nou al baie harde gehad. Ek verstaan, maat, ek verstaan. Dit is nie gemaklik nie, dit is nie lekker nie, maar daardie ongemak leer jou om deur te druk. As jy inligtingsessies op daardie houtmarteltoestel kan oorleef, kan jy raadsale, belastingopgawes en selfs ongemaklike onderhoude hanteer,
soos 'n prou. Ons is prous. Die sielkundige Gemma Niemand skryf op 5 September 2022 die stuk Skool is baie meer as leer in die Beeldkoerant. Sy skryf dat skool beslis nie die laaste keer in jou lewe sal wees dat jy na langdradige verduidelikings moet luister nie. Maar hier leer jy om die belangrike inligting te stoor en die res weg te pak. Okay, so jy leer om die kaf van die koring te skei? Inderdaad. Didi, dankie. Ek gaan van nou af vir klasvakie verjaag en my boeke nader trek soos 'n prou. Ek gaan nie dat die slapelose wentelbaan my van koers afdoen nie. Al is dit die mislike Wouter wiskunde. Bring maar die eie, ons pot prut. Leandra, jy is seilloos vasgevang in wifi verduistering. En ek dacht dis net ek. Ag vriendin, as mens die leer van suksesvol klim, dan is jy in 'n foonlose baan. Eerstens kan jy self van jou laat lag, maar dit gee jou nie lewenslesse nie. Lag is wonderlik en gesond. Tog gaan dit jou nie help om graad 11 te slaag nie. Daardie skreeusnaakse video is een ding, maar dit gaan jou nie help met die Afrikaanse mondeling nie. En ongelukkig vraag geen vraestel vir 'n oulike meme nie. As dit het, was ek 'n toppresteerder. Presies waarom ek eerder met skape moet gaan boer. Fokus nou, blaai later. Die neuroopvoedkundige en bestuurshoof van Technolife Wise Foundation, Dr. Marlena Kreer, maak haar stem dik in die ligtydskrif van 2 Oktober 2023 in die plasing. Die invloed van sosiale media op tieners. Sy sê, sosiale media is nie noodwendig 'n tiener se grootste struikelblok nie en is vir baie jong mense 'n plek van aanvaarding. Maar ongelukkig gaan jou wetenskaphandboek dit nie aanvaar nie. Dan is jou foon mos in die tweede plek 'n slimfoon. Nie waar nie, vriende? Net so. Nou ja, die slim ouetjie het reeds die toets in die fabriek geslaag en gaan nie omgee om jou te sien gly nie. Oeps. Terwyl ek en jy likes uitdeel, kruip spertye nader. Jou foon kry nie F's nie, jy doen. Dit word miskien 'n slimfoon genoem, maar weet poggerel van algebra af. Kies 'n ander wentelbaan. Op 17 April 2024 verskyn die plasing Screen Time in Teenagers, How to Manage It, deur die kliniese maatskaplike werke van Hansman Mental Health Institute, Jessica Holzbauer op hul webwerf. Sy verduidelik hoe die ontwerp van slimfone juis van so 'n aard is dat dit verslawing aanwakker. Elke keer wanneer ons slimfone optel of inteken op sosiale media, stel ons brein dopamien vry. Sosiale media toepassings is dus eintlik besig om die brein te leer om te glo dat jy jouself beloon elke keer wanneer jy jou toestel optel. So, ek is nou 'n verslaafde? Dis in jou hande. As jy sukses wil bereik, sal jy jou foon wegsit. Laastens, glo dit of nie, sal jou selfie verouder, maar geleerdheid nooit. Dis nou skerp. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Seker daarom dat die sielkundige John Dewey gesê het, geleerdheid is nie voorbereiding vir die lewe nie. Dit is die lewe self. Inderdaad, Lanai, eendag sal jou brein vir jou raadseldeure oopmaak, nie jou Instagram nie, tensy jy aansoek doen om hoofuitvoerende beampte van TikTok danser te wees. Verkeerde baan. Die lewensafrigter Jannie Pitter skryf in sy boek Ek wil, ek kan, ek sal, dat jy dalk spyt is oor verlore kansse en wens jy kon die tyd terugdraai. Ek wens. Ons ook. Die waarheid is dat daar net een persoon is wat verantwoordelik is vir die gehalte van jou lewe. En dit is jouself. As jy wil hê iets moet verander, moet jy dinge anders begin doen. Om die pot te laat prut, sal 'n paar eie eers moet huil. Dankie, Leandra. Dalk is wifi verduistering 'n slim opsie. Zyder, jy beweeg in 'n statuslose baan. Onder my dakwaaier, op die harde stoel, in my studeerkamer, langs my skooltas, ja. Maar dit beteken, oor 10 jaar het ek 'n goeie CV, alhoewel nie bekendheid en charme nie. Die cool ou is nie noodwendig die slim ou nie. Dis verskillende wentelbane.
Ek begin met rekeninge. Daardie een ding waarvoor gewildheid nie betaal nie. Natuurlik sal ek daarvan hou om die coolste ou in skool te wees, maar blykbaar sal geen baas ooit sê, "Wow, 12.000 volgers, jy is hier nie." Daarom moet ek ook fokus om indrukwekkend te wees, indrukwekkend sonder die aanhangerkroon ook te wees. Dis moeilik. Baie. Maureen Coetzee, 'n dosent verbonde aan die fakulteit opvoedkunde by Akademia, skryf op 1 Desember 2024 die artikel. So lyk jou pad na sukses. Sy skryf die Latynse frase omnia nunc vix nostra grandes canta octa labore, lei in Afrikaans. Alles groei met moeite en vermeerder deur harde werk. Om te streef na gewildheid sonder om hard te werk is soos om te probeer oes as jy niks geplant het nie. Daar gaan my skaapboerdrome. Tweedens kan die nek van die skare ook verlore in die skare beteken. Om uit te staan beteken soms om alleen te staan. Maar hy, Einstein was nie jy sprongkoning nie en kyk hoe hy uitgedraai het. Oprah was aanvanklik nie 'n gewilde TV-ster nie. Nou besit sy elke rusbank in Amerika. Steve Jobs was glad nie populêr nie, maar hy het ons manier van praat, luister en dink verander. En Elon Musk was alles behalwe 'n cool dude. Nou lanseer hy 4 pile en kry hom Cyril en Donald bymekaar. Popularity Does Not Equal Success is 'n boek geskryf deur Brooke Meredith, 'n kreatiwiteitsmotiveerder. Sy skryf sukses word behaal deur integriteit, nie gewildheid nie. Ware sukses kom van respek en betroubaarheid, nie van bewondering af nie. Ek sluit af. Vandag se cool kan môre se komme met 'n groot K beteken. Tendense verander vinniger as 'n WhatsApp status en wat vandag opgehemel word, word môre oorgelag. Ware vaardighede en karakter staan baie sterker as status. Jou houding vandag kan jou dus môre met 'n plank slaan. Kom ons leer maar eerder. Die Letstop tydskrif van 13 Maart 2024 het met die sanger en kunstenaar Nathaniel gesels oor eenvoudig lewe. Miskien moet ons maar hoor wat hy sê. Hoe minder goeders jy het, hoe minder worries het jy en hoe lekkerder slaap jy. Moenie toelaat dat jou brein mif as gevolg van jou ego nie. Dit gaan jou net body laat kwytraak en mense skyn heilig teenoor jou laat optree. Zyder, jy het ons aan die dink gesit hoor. Skielik lyk my skooltas baie aanloklik en alles behalwe mislik. Dankie. Verdier dit maar dat die eie jou oogies laat traan. Ten minste prit die pot geurig. Nou ja, liewe tienergenote, dames en here. Alhoewel ons onder geweldige druk is, lyk die resultate tog belovend. Eendag gaan ons moe skitter van sukses. Die leer, Levitikus en leiding kom ten minste met substansie. Sukses kan beteken om tot ziens te sê vir jou snoese gebed, jou voentjie koebaai te roep en om jou koe te verruil vir studienotas. Maar eerlikwaar, hierdie wentelbane, die een met handboeke, nagte deurleer en eindelose koffie, is waar die magiese gebeur. 'n Ruimtemissie met 'n doel. 'n bietjie mal, ongemaklik, maar sukses gewaarborg. Ek som op. Die se slapelose baan laat jou brein sweef in 'n kaffieïn gedrewe ruimteskip. Ek byt vas vir 'n bed met baie kussings. Leandra se foonlose baan beleef wifi verduistering. Ek word slimmer as my slimfoon. En Zywe se statuslose baan het ten minste 'n waaier teen die dak. En my naam is nie Kommer nie. Kom ouens, dis die tyd. Om die pot te laat prit, sal 'n paar eie eers moet huil.